Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met oom Omsit hier op die program Skuins voor Afskop. Ja, coach, wat 'n week. Hallo Omsit, hallo aan ons 1 miljoen subscribers. Ek moet sê, Saterdag was 'n belewenis. Nommer 1, ek het nog nooit so warm gekry nie. Ek weet nie of ek het nog nooit so warm gekry onder hy tent waar ek gesit het. Maar dit spreek woordelik seker maar simbolies die jal wat ek deurgegaan het. Saterdag. O ja, nee, ons gaan later praat oor jou hel, jong. Maar van my kant af weer eens baie welkom en baie dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel is op hierdie program. Ons waardeer julle verskriklik. Soos ek ons uitsê, so verskriklik warm dit was verlede week daar so in die Wellington. So gaan dit vanaand lekker warm word hierso. Die manne is redelik opgecharged hierso. Ek moes net voordat ons op stel kom, moes ek 'n bietjie hard praat. Die manne net 'n bietjie afkoel. Want die sien reg oor my sit coach. Hy kan nou nog nie verstaan. Hy kan nou nog nie verstaan en glo dat die manne daar so in die breë Langeberg hom verlede week in Saterdag uitoorlê het. Coach, hoe het jy so gekom? Ja, wat Omsit gebruik die regte woorde uitoorlê. Dit is die perfekte opsomming van Saterdag uitoorlê. Dit was 'n wedstryd waar Caledon nie aan die gang kon kom nie. Dit was 'n wedstryd wat Safco nie aan die gang kon kom nie. En wat 'n dag, waar 46 spelers op een dag almal 'n afdag het. Ja, maar sê vir my, ek verstaan nog nie so lekker wat jy wil sê nie. Hoe bedoel jy nou Caledon kon nie aan die gang kom nie? Kom ons praat 'n bietjie gou net so voordat ons oor gaan na môre se wedstryd en 'n bietjie gesels daaroor. Wat dink jy, wat het verkeerd gegaan daar so by Caledon dat jy kan sê hulle het nie aan die gang gekom nie? Ja, wat Omsit hulle, so ek gesê het, Caledon kon net die momentum opbou sodat hulle heel seisoen opbou het. En dieselfde met Safco kon ook die momentum opbou nie. En vat niks weg van Robertson Town af, vat niks weg van Wille af. Hulle het gekom om 'n job te kom doen en ek wens vir hulle albei uiters geluk. En voorspoed toe vir die wedstryd van môre. Is net vir my half basta ongelooflik dat 46 spelers op een dag almal 'n afdag het. Ja, maar praat met ons hieroor. Ek kan nie. Dit wat ek wil sê, kan ek nie sê nie. Ek kan dit maar dink. Maar op die dag Omsit, dink ek ook dat as ons twee Omsit werk by die verkeersafdeling. En ek weet nie wat ek doen met my karry en ons twee sit vas. En daai ding lei na 'n departementele dissiplinêr waar sanksies is. Maar ek het daai tyd sonder lisensie gery. En die hele ding die sanksie, die oor en weer beskuldigings en wat. Maar nou kom ek die volgende week, nou kom ek uitpas. Nou die hele verkeersdepartement weet van ons twee wat brief het. Nou sê hulle Omsit, wat pas hy man uit. Is dit 'n bietjie van 'n conflict of interest die Omsit? Ja, nee. Ek vra die vraag, nee, ek kan nie sê is hy, ek vra maar. Ek sien jou hart is baie seer. Ek verstaan dit. Soos Pakkie sal sê, jou beker loop oor van trane hierso. Want van myself was dit 'n skok toe Safco daar so gly op 'n piesangskil. Maar gly het hulle nou gegly. En wat interessant was nie, verlede week die vorige week het Safco skuur gegly. Ja. Maar Wille het ordentlik, Town het ordentlijke job kon doen. En dit was nie skuur, amper 'n mufti. Ja, Omsit, dat hang seker af van die angle wat man die ding bekyk. Ek het nog my Sondag my tyd gevat en Nextport se software gaan gebruik en hy game heeltemal uitmekaar het getrek. En as op baie vrae wat ek het rondom die wedstryd self.
Daar is vrae wat ek selfs het rondom Caledon se game. Maar dit is wat dit is en niemand kan nou enigiets daaraan doen nie. Is verby en dit ons moet aangaan. Ja, ek wil net een aspek, wil ek het gou praat oor en ek sê ek vat niks weg van Villa nie. Villa, na my mening, het Caledon uitoorlê. Nee, Robertson Town, Caledon, Villa, Sorry, Safco. Villa het vir Safkol uitoorlê. Ek dink hulle was die beter span Saterdag op daai veld. Maar dit iets wat ek opgetel het wat interessant is vir wat dit werd is. As jy gekyk het, kyk Safkol vloog hier wanneer hy byvoorbeeld 'n strafskop kry om vinnig te tik. En dit is waar Benjamin Dwai en Bekes bitter gevaarlik is. Maar as jy daai wedstryd gaan kyk, nee, ek kon dit ek kon nie vir lekker verstaan nie. Dan as ek sien, okay, dan wil Safkol vinnig gaan. Dan roep sy hulle terug. Sê nee, wees rustig. Vat hom rustig. As Villa gaan, laat jy toe. Is net daai ding wat my 'n bietjie Nee, dat is baie die konsekwent was hy. Maar okay, ons wil nou nie dit is water onder die brug. Ek wil regtig vir Villa baie geluk sê. Ek persoonlik as ek na die wedstryd kyk, behalwe daai een of twee goedjies verstaan jy, dan moet ek my hoed afhaal vir die afrigter van Villa. Hulle het hulle huiswerk gedoen op Safkol. En let's face it, hulle het Safkol ek wens vir Villa geluk. totally, jy lag nou meneer. Nee, ek lag want ek weet Villa sal al die pad gaan hierdie jaar. Jy lag nou, hulle het vir Safkol totally uitoorlê. En dit bring my by 'n ander ding. Coach A. Maar dis ek wil net sê om sit ek voel anders daaroor. Jy- Maar dit is die liefde of dis die beste van demokrasie. Ons almal kan of verskillende opinies hê rondom goede en dit is soos ek sê wat dit is en as baie vrae in my kop Ek maar sien dit is bitter. om sit Jou bier maak nou nog bitter. die baie ding is as man nie jou hand vat en vir jou smile man. Huh? Daai is die baie ding. Sê hoe weer? Die baie ding is as man nie jou hand vat en vir jou smile man. Hoe kos baie hulle met jou? Ek weet nie om sit. Oh, nee, ons sit vanaand hier met 'n man wat heel week se hart bitter. Ek kan dit verstaan. Maar dis hoekom ek 'n bloedrooi hemp aan het. Ek het alweer my groen hemp uitgetrek. Ek het alweer geskuif. Want my oë is alweer op môre. Yes, Maar as om hulle nou dink ek is môre daarso om hulle te support, dan lieg hulle because why ek is potblou môre. Ja, om sit dit mos Ek is potblom, ek is sit is diep in die town. ek is potblou môre, verstaan. Dis maar net om alweer te kamoufleer, soos hulle vir Safkol gekamoufleer het sien jy. Ja, maar ek kan nie ek dink nie om sit dat as dit die weeromstandighede het seker ook maar 'n rol gespeel. Dit was uit baie warm. En Saterdag gaan dit ook seker baie warm wees. En dis natuurlik 'n wedstryd wat die nog gewellige pas gespeel gaan word Saterdag. Ja, maar voor ons ek wil net gou terugkom na Caledon toe. Ek gaan nie Caledon so los nie. Jy sien coach, wat ek nie kan verstaan nie. Ek is baie eerlik. En ek het die coach gevra daarna. Ek het hom 'n direkte vraag gevra. Coach, hoekom het julle afgewyk van julle normale spelstyl? Hoekom het jy besluit jy gaan vir Town aanvat voor? Terwyl jy weet coach, julle sterkpunt lê op die punte. En verlede week het ons daarvan gepraat. Ek het gesê as Caledon die wedstryd wil wen in Town, sal Caledon seker moet maak. Hulle kry vinnige balbesit en skuif die bal. Sodat Town se swaar voorspelers heeltyd oor die veld moet draf. En hulle 'n bietjie moeg maak en dan hy laaste sê 30 minute wanneer hulle gewoonlik vir Forrie opbring wat vags is, dan maak hulle klaar. Ek is eerlikwaar coach, ek kan nou nog nie verstaan. Die coach het ook nie vir my 'n bevredigende antwoord te gee nie. Hy het gesê hulle het iets nuuts getry. Nou, Here meneer, hoe try jy iets nuuts in 'n semifinaal terwyl die ou ding vir jou heeltyd gewerk het? Ek dink daarso, na my mening, en ek het groot respek vir die coach, maar na my mening dink ek daar het Caledon gegly. En daar het ons in die hande van die Langeberg van Robertson gespeel. Ja, Robertson het natuurlijk hulle vaste wasette, selfs met Villa, hulle vaste wasette was baie goed.
En hulle het natuurlik die breekpunte aangeval. En dit was baie goed gedoen. Wat ek wil dan net byvoeg is die feit dat ek het gedurende die game, die laaste deel van die game het ek by die coach naby die coach hulle gestaan. En dit was asof iets hom frustreer. Ek kan nie sê wat nie. Ek weet die laaste kwart, laaste 20 minute het hy nie eintlik baie op die radio gepraat nie. So ek weet nie wat hom op daai stadium gekou het nie. Dit is iets wat ons vir Coach Hussey se avond vra, maar soos hy vir my ook gesê het, kom ons lê ons tuig neer vir die jaar en ons gaan rus 'n bietjie en ons regroup, ons reset en ons rethink. Ja, maar dat gaat een lang rethink en een lang regroup wees. Hy gaan nog lang bitter smaak. Hier oor Kersfees, hier nie Overberg. Want om te dink mense, ek dink is geskiedenis, dat 2 spanne van die Langeberg speel môre om die gesorgde Sanlam Bollen top 12 beker. Maar weet jy wat het nog verder gaan? Dis nie net die top 12 nie. McGregor en Toupark, nee, as ek reg het, hulle speel die Super 16. En dan gaan ons verder. Meneer, die gemeenskap, Klipdrif, dat is nog nie 'n bottel Klipdrif nie. Klipdrif, hulle speel 10 Dennegeer, ook in die Breë Langeberg uit. En dit sit nie so lekker by my nie. Omsit lyk my ons die Oeverberg het dit nie so maklik as dit kom by Wellington nie. Of daar by Wellington nie. Ek vat dink sommer onmiddellik wat omsit nou praat, dink ek terug aan die verkiesing wat daar was. Was ook toe Breë Langeberg, Oeverberg kandidate. En Oeverberg het daar ook die knie gebuig. Kan jy onthou dat jaar wat paaste van die Oeverberg Korrek, ja. gaat speel het, Korrek. nee, in die streek uitdag finaal, Yes. teen Bluebirds. Korrek, ja. En toe draw hulle hy game. Ja, maar toe besluit hulle nee, hulle gaan nog aanspeel. Yes. Toe wen Bluebirds sy match. Correct. Ook in die Breë Langeberg uit. Yes. Nou, dit lyk vir my die Breë Langeberg het elke keer net die Oeverberg een voor. Ja man, as ek nog aan kyk, daai selfs by die verkiesing soos ek gesê het om Dimitri sy klippe Safkor. Die ander kandidaat, ja, Pet, wat is klippe syne? Watter klippe syne? Prouks. So in die dorings. Okay, maar nou, you understand. So, ons komitee, ons kan nie lekker deur gaan as dit kom Ja, maar na die finale pylvlakkie, man. Ja, maar ek dink dit gaan maar meer oor strategie. Ek dink daai ouens hulle, dit gaan maar oor strategie, man. Wat my aanbetref, jy moet goed strategize. Wie nou ons? Enige een in die lewe, as jy boer wil wees, dan moet jy goeie strategie hê. Want die swakste overstand kan jy uitdoel lê. Korrek, ja. En ons het almal mos nou maar gedink, soos Rendel Moses ook gesê het, die papste span wat hy speel is Villages. En daar so wys Villages vir hom. Jy hoef nie sterk te wees nie. Jy moet net strategies wees. Hulle sê jy moet die gebruik. Daar was 'n ander ou man gewees toe ek destyds beginne werk het. Toe gaan maak ek stene. Nou die ou se naam was Piet. Nou ons het soms gesê Piet Kalahari. Nou as jy daai ou man wil kwaad gehad het, dan moet jy vir hom gesê Piet Kalahari. En as hy so 'n doppie Vrydag dat hy besluit die boer kan net maak wat hy wil. Hy 12 uur sypie. 3 uur pyos. Nou hier teen 2 uur meneer, is daai man al warm. Kyk jy, dan het ons die ou gehenig. Het ons gesê Piet Kalahari. Kyk jy, en dan het hy ou, hy is wel kort ou man. Dan sien hy kans vir ons as jong latte meneer. Kyk, jy kan nou eintlik by jou pingetjie omgestoot het, maar daai Piet nee, het vir jou kans gesien. Ek was staan hier voor jou. Dan sê hy vir jou, ek sê vir jou Boeta, ek gaan nie slaan met die nie. Ek gaan slaan met Met die tong, ja. die tong. Met sy gedagtes.
En ek dink dit is wat die breë lange by reg kry. Hulle slat elke keer die oeverberg plat met hulle gedagtes. Yes. Ja, omsit, ek stem met omsit saam. Wat ek ook wil sê is, kom ons kyk goed, as ek nou kyk na die Caledon game, ek het nog gedink dat de Koker en hy manne wat nou nie Saterdag gespeel het, die gaan 'n tipe van 'n invloed het op die game self. En die diepte van Town was kwaai. Selfs met Villa se diepte was daar, ek haal my hoed af vir Villa, ek haal my hoed af vir 'n ou vriend van my, vir Makier, coach Makira, so. Ons het mekaar daarna toe gesien, maar hy is 'n legende as dit kom by coaching. So is ons dit sê. Jy weet, daai manne het gekom om 'n taak te kom verrig en hulle die taak verrig. So ek congratulate hulle al die pad. Ja, coach, ons kom nou na die sake van môre. Jou indrukke van môre se wedstryd, Woeste Villages teen die 1.8 miljoen ondersteuners van Town. En ek dink môre sal ons ook seker sien wie het die grootste followers. Ja, omsit, ek moet sê, as ek nou kyk na die twee spanne en na hulle generale in beide spanne, dan moet ek die generaal van Town komplimenteer. Hulle nommer 10. Hy is iemand wat die hele wedstryd kan dikteer. En hy het Saterdag weer gewys wat 'n tipe speler hy kan wees. Hy het goed gedoen, hy het sy game afgewissel en hy en nommer 12 het gedurend die lyn aangeval. En hulle het heeltyd gekom met onvoorspelbaarheid. So indien Villa nie gaan kyk na dit nie, gaan daar net vir hulle 'n bietjie van 'n warm patat wees om daar te hanteer in hy eerste kanaal. Want hulle is glad nie maklik om vas te hou nie. Jy moet heeltyd druk op hulle sit. En albei spanne het goeie dekke. Beide skrim baie goed. So ons kyk na goeie vaste facette en albei die spanne geniet dit om in die opponent se 50 te speel. So Villa se 9 sal binne in hulle 50 sal hy bokskiek, of die 10 sal die balveld af in die hoeke stoot of in die spasie skop, en dan sal hulle vinnige manne sal natuurlik die druk uitoefen. So beide spanne doen dit. Town doen dit met sy 9 en sy 10. Villa doen dit met sy 9 en sy 10. Terwyl Town dit doen met sy 10. So back 3 belangrik, as ook jou losvoorspelers wat die druk moet plaas op die manne wat die bal wil verplaas van hulle gebied na die oppositiegebied. Ja, baie interessante waarneming. Maar coach, ek het die wedstryd gekyk vir hierdie week nou, Villa, nee. Daai mense, nee, hulle agterlyn laat my baie dink aan die Caledon agterlyn. Ja, daai manne, hulle kan 'n lyn breek. Ja, maar daar's balans om sit. As jy nou kyk na hoe hulle dit doen, daar's balans voor en daar's balans agter. So hulle sal soms voorkom, soms sal hulle agterkom, soms sal hulle die twee kombineer en een van hulle groot baldraers sal die bal opvat van 10 af aan buitekant van 10 en hy sal die midfield hit. So die balans wat Villa het is baie goed en ek kan, soos ek sê, ek kan coach Makier se hand duidelik daarin sien. Maar ook aan die Town kant, my ou vriend John Boysen. En ek het agterna lekker lank met hom moes aan gesels. En John is ook 'n baie wyse kerel. As ons gaan kyk na wat John met 'n tekort aan mannekrag gedoen het, op die dag, in die middel van die dag, in die hitte, het hy sy manne so aangewend, dat sy tempo van spel in die hele wedstryd op dieselfde vlak half gebly het. En daai is konstante druk. So dit behoort 'n interessante enetjie te wees. Ja, nee, vir my ook. Kyk, ons weet Town is kwesbaar in die midfield, maar hulle is geweldig sterk
in die scrims. Hulle domineer gewoonlik in die scrims, jy het dit Saterdag gesien. En ook in die lynstane. Willa het nie vir my regtig gedomineer in die scrims teen Safkol nie. Waar hulle begin domineer het en waar ons sien waar hulle Safkol terugdruk, is toe Safkol se voorry afgestuur word. En 'n mens verwag dit dan, verstaan dat hulle ek dink was in die 16e minuut. As ek gaan kyk na Town se voorry. Ek het ietsie opgetel daar in die voorry van die loskopkant. En ek wil hê Coach Makier moet ook gaan kyk na daai aan die loskopkant van Town. Ek gaan nie nou uitbrei nie, maar jy moet kyk hoe square is die pakke eintlik wanneer hulle sit. Weet jy, dis 'n baie interessante opmerking. Ek het vir my kollega Lansby gesê, maar ek kan nie verstaan dat die skeieregter toelaat dat die bal ingegooi word, maar daar staan hulle al klaar. Korrek. Hulle staan al klaar op skief. Korrek. Dit is iets wat ek dink die skeieregter gemis het verlede week. Om 'n bietjie daaraan aandag te gee, verstaan, want jy kan nie die bal insit en dan is die skram al klaar 'n bietjie gedraai. Ek weet die skeieregter was herhaaldelik daarop gewys deur die kaptein. Voor skram, voor halftyd en na halftyd. En so ek sê, hy was herhaaldelik daarvan gesê en dit is wat dit is. Ja, van my kant af weer eens welkom hierso by elkeen van julle wat ingeskakel is vanaand. Ons is amper al weer aan die einde, Coach A. Maar môre gaan dit geweldig kook in Robinson. Dis 'n hele in Wellington. Breë Langeberg ding. Wat dink jy, wie gaan hy wedstryd wen? Enige voorspelling, Coach? Omsit, so ek gesê het vroeër, ek het net so 'n gevoel dat Willa daai enetjie gaan vat. Ek gaan eintlik ook nog agter 'n vriend aan van my wat vir my gesê het, dat hy weet Willa gaan hierdie enetjie doen en hy gaan my agterna sê hoekom. So ek sal seker volgende week praat oor watter inligting ek by hom gekry het. Hy is ook een van ons kollegas, so is 100% dat ek hom definitief sal sien. Ja, nee, kyk, ek het weer 'n ander siening. Ek dink en dit is gebaseer op as Robertson Town dit reg kry om voor te dominate. En die loskakel die bal in die kwadgebied. Ja, as hy voorvoetbal kry, ja. Want wat ek gesien het, verstaan jy, is dat Willa is geweldig sterk. Nee, die Willa nie, Town. Ja. In die lyn staan, hulle verloor die maklike bal Nee, en Town dit is is waar hy 'n gevaarlike dryfmaalbeweging opkom. As Willa vir hulle daar kan neutraliseer, dan dink ek het Willa baie goeie kans. Yes. Jy's wat ek gesê het, Town is kwesbaar, verstaan, in die midfield, verstaan, op die in die backline. Maar ek vermoed die koker is terug hierdie naweek, want daai harsingskudding, daai 12 dae. Maar ek moet ook sê dat van die twee spanne, wil ek tog by sê, van die twee spanne is die persoon wat die wedstryd die beste hanteer, die 10 van Town. Ja. Want Willa het hulle loskakel al in die eerste helfte geswap. Dis voor halftyd al. So daai een kan dalk 'n probleem wees vir Worcester Villages. Daai channel, en ek kan nou sê, wat is hy ouse van hy nommer 10? Is dit Williams of Willemse van Town, maar okay, as hy voorvoetbal gaan kry, as ons dit sê, as hulle domineer as hy voorvoetbal gaan kry vir die duur van die wedstryd, gaan hy dikteer. Ja, en dan belangrik, jy kan nie teen Willa die bal nie uitskop nie. Dis korrek. Want dis selfmoord. Dis korrek. Want die way daai ouens aanval van agter af, dan gaan Town se kwesbare midfield gaan definitief getoets word. En daarom sal die loskakel verstaan wat die wedstryd bedikteer. Hy sal absoluut daai bal op 'n tikkie moet plaas om sy
swaar voorspelers heeltyd vorentoe laat speel. Coach A. Wat belangrik gaan wees, as dit al 46 spelers gaan aanwees Saterdag. En nie afdag het nie. En nie soos die Oeverberg 46 manne gehad het wat af was verlede weekie. So as hulle albei kan aan is, dan gaan dit gaan 'n epic stryd wees. Ja nee, u was ingeskakel by die program Skyn so afskop. Ja, môre is ons natuurlik, môre is ons daar so in die Wellington. Ek self sal avies, ek mis dit vir niksie. Ek is 'n rugby ondersteuner en ja, kyk maar uit daarso vir die groot man om sit. As om sit of niks. En môre sal ek weer triomfantlik daai beker saam met Robertson Town in die lug hou. En ek sal daai foto vir jou plaas, coach. So waar is waar dit is. So ja, van my kant af, goeienaand. Ja, en van my kant af sterkte aan Town en sterkte aan Villa en mag ons baie goeie rugby Saterdag sien. Coach, hy's uit.